Ons 'n bietjie kyk vandag na 'n baie interessante konsep oor die gedagte van koninkryk. Nou daar is baie verskille en baie misverstande dink ek as ons oor die begrip koninkryk praat omdat die Bybel van verskillende koninkryke praat. Wanneer hy praat van die koninkryk van God, dan praat hy universeel oor dat God oor alles heers. Dat God verhewe is en dat sy regering en sy mag verhewe is bo allerlei koninkryke. Maar dan praat die Bybel ook van die koninkryk van die hemele. En in daai konteks praat hy van die aardse koninkryk wat die Messias sou moes kom vervul het vir die Jode. En dan praat hy van die koninkryk van genade en dis die verwagting wat die Nuwe Testamentiese kerk het wat Paulus as 'n verborgenheid kom openbaar het van 'n hemelse verwagting. En die koninkryk van genade en die koninkryk van die hemele is dan ingesluit in die koninkryk van God. Want koninkryk van God het 'n plan met die Jood en 'n plan met die heiden, as ons dit nou so in eenvoud kan sê. So kom ons kyk so 'n bietjie na die begrip koninkryk en die fokus moet wees die koninkryk wat toe nie gekom het so sommige dit verwag het dit moes kom nie. Ek wil 'n skema voorstelling aan jou voorhou om net die saak so bietjie met jou vir jou te verduidelik. Jesus praat in Johannes noem dit die doper en Jesus praat daarvan, hy sê dat die koninkryk is naby. En wanneer hy praat van koninkryk is naby, dan was dit 'n verwagting wat Israel gehad het dat die Messias sou kom om vir hulle koning te word volgens Jesaja 9 vers 5 en 6 op die troon van Dawid en in Jerusalem. En dit het dan nou die verwagting dat almal sal optrek na Jerusalem, die profesie wat gemaak is in die Ou Testament van die koninkryk wat op hande is. En dan sou die volke Jerusalem toe gaan om daar die Messias te aanbid. Aan die ander kant praat hy van die koninkryk wat uitgestel is. En dis vandag se verborgenheid, wat ons nou al 'n paar keer oor gepraat het oor die aanbieding van die apostel Paulus. En daai verwagting is dit die koninkryk wat moet kom vir die Jode met Jesus as Messias op die aarde is uitgestel. En wanneer ons dan die sendbriewe van Paulus lees, dan kom ons agter dat God aan Paulus 'n verborgenheid openbaar. So in ander woorde om vinnig saam te vat, is daar's 'n koninkryk aan Israel aangebied. Israel het die koning en die koninkryk verwerp, deur Jesus te verwerp. En God het hierdie vervulling van die koninkryk uitgestel, nie afgestel nie, uitgestel. So dis die gedagte waarby ons wil stilstaan. Dis aangebied wat die Jode verwerp het en wat God uitgestel het en nou die evangelie en hierdie genade dispensasie met die heidene kom deel. As ons kyk na die titel, die koninkryk wat nog nooit gekom het nie, is dit belangrik dat ons na 'n paar dinge kyk. Ons moet verstaan dat daar 'n vertraagde koninkryksaanbod aan Israel staan.
Hierdie belofte van Jesaja 9 dat Jesus gaan koning word in Jerusalem op die troon van Dawid is 'n belofte wat gaan plaasvind. Maar daar staan op hierdie stadium 'n vertraagde, 'n uitgestelde koninkryksaanbod aan Israel. Een van die mees misverstaande onderwerpe, volgens my in die hele Bybel, is die koninkryk van God. Veral die aardse koninkryk van God, wat hy aan Israel beloof het deur sy verbonde met hulle. Die Abrahamse verbond, die Mosaïese verbond, die Palestynse verbond en dan die Dawidse verbond oor die koning op die troon van Dawid. Beide Christene en Jode praat vandag van hulle wil die koninkryk bevorder op die aarde. Of hulle wil die koninkryk aarde toe bring. Volgens die Bybel, wat reg verdeel moet word in 2 Timoteus 2 vers 15, het die koninkryk wat Christus verkondig het, nooit gekom nie. Of kom ons sê, nog nie gekom nie. Soos ons in die begin gesê het, daar's 'n aanbieding, daar was 'n verwerping en God het dit uitgestel. So die koninkryk soos wat Jesus dit verkondig het nog nie gekom nie. Of het dan nog nooit gekom. Kom ons kyk so 'n bietjie na 'n stap vir stap uiteensetting, soos wat ek glo ons gaan dit in eenvoud met jou probeer doen, van hoe die Bybel hierdie koninkryk wat moet kom en wat nie gekom het nie, aanspreek. In die eerste plek is die koninkryk geprofeteer. Van die begin af het God aan Israel 'n letterlike, fisiese Dawids koninkryk beloof. Nie 'n mystieke heerskappy in die harte van mense nie, maar 'n werklike regering op hierdie aarde deur die Messias, met Jerusalem as die hoofstad en die Messias as hulle koning. Dis wat God vir Israel beloof het, 'n letterlike, fisiese Dawids koninkryk in Jerusalem. In 2 Samuel 7 vers 12 en 13 lees ons hiervan, sy sê, God beloof aan Dawid dat sy troon en sy koninkryk vir ewig gevestig sal wees. In Jesaja 9 vers 5 en 6 sê hy, die heerskappy sal op sy skouer wees, op die troon van Dawid. Want die eerste versie, vers 5, praat van die eretitels van die koning, die kind wat gebore is, die seun wat ons gegee is en die heerskappy is sy skouer en hy word genoem. En dan sê vers 6, tot vermeerdering en met krag en met heerskappy van nou af tot in ewigheid. So die heerskappy is die sleutel wat 'n koning op sy skouer gedra het, wat hom die reg gegee het, die sleutel om te heers. En Jesaja 9 sê, dat aan hom is die sleutel gegee. Hy is die ewige God. Hy is die Messias. In Daniël 2 vers 44 lees ek, die God van die hemel sal 'n koninkryk oprig wat nooit vernietig sal word nie. So die koninkryk is geprofeteer. Hierdie koninkryk sou vrede, sou geregtigheid en redding bring en reg bring. En vervul wat God aan Abraham, aan Isak, aan Jakob en aan Dawid gesweer en beloof het. Hierdie koninkryk sal 'n koninkryk van vrede wees. En dis waarom Jerusalem se deel van sy woord, dis Salem, dis vrede.
In die tweede plek, Jesus het hierdie koninkryk verkondig aan Israel. Dit is geprofeteer in die eerste plek. Jesus verkondig hierdie evangelie, of hierdie koninkryk aan Israel. Toe die Here Jesus Christus gekom het, was sy eerste boodskap nie oor die kruis nie, maar oor die koninkryk wat naby is. Jy moet maar kyk, dat nêrens in die aardse bediening van die disippels het hulle die kruis van Jesus gepreek nie, want dit was iets wat vir hulle weggesteek was. Hulle die koninkryk gepreek. Matteus 4 vers 7 sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Matteus 10 vers 5 en 7, Jesus het die 12 na die verlore skape van die huis van Israel uitgestuur, om dieselfde boodskap, die koninkryk van die hemele is naby, te verkondig. Lukas 1 vers 32 en 33, het die engel het dit aangekondig, dat Jesus op die troon van Dawid, van sy vader Dawid sou gaan sit. So Jesus het dit verkondig, die disippels het dit verkondig, en die engele het dit verkondig. Elke teken, elke genesing, elke wonderwerk, wat Christus verrig het, was 'n voorsmaakie van daardie komende koninkryk. 'n Bewys dat die koning in hulle midde sal wees. Matteus 12 vers 28 praat van hierdie verwagting. Hy sê, maar as ek deur die Gees van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom. So, hoe meer die mag van die bose gebreek is, het hulle die voorsmaakie gesien van deur genesings en wonderwerke van hierdie komende koninkryk. Hoe die mag en die invloed van sonde en siekte mense kan van hulle wyk. En so het die koninkryk van God, die koninkryk van die hemele, begin bevorder. Maar moenie fout maak nie. Dit was Israel se profetiese koninkryk. Definitief nie die koninkryk van die hedendaagse kerk nie. Dit was Israel se profetiese aardse verwagting, Jesus in Jerusalem op die troon van Dawid. Die derde, sien ons dat die koninkryk word verwerp. Ten spyte van al die bewyse van sy messiaskap, het Israel hulle koning verwerp. Johannes 1 vers 11 sê, hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem. So toe hy kom, het sy mense hom verwerp. Matteus 21 vers 43 sê, die koninkryk van God sal van julle weggeneem word, juis omdat julle dit wil verwerp het. Handelinge 7 vers 51 en 52 sê Stefanus, Israel weerstaan die Heilige Gees, selfs na die opstanding, en verwerp hulle hierdie manier van hoe God vir hulle koning is. Want hulle het 'n bepaalde verwagting gehad, wat die koningskap sou moet behels. Hy sê julle hardnekkige en onbesnedenis van hart, en ore julle weerstaan altyd die Heilige Gees, net soos julle vader, so ook julle. Watter een van die profete het julle vaders nie vervolg nie? Ja, hulle het gedood, die wat vooraf die koms verkondig het van die regverdige, van wie julle nou verraaiers en moordenaars geword het. So, die koninkryk is baie duidelik
deur Israel verwerp. Hulle wou dit nie gehad nie. Hulle het nie Jesus, dis nie hulle Messias verwagting. Hulle het 'n ander verwagting gesoek. Dalk die verwagting wat hulle uit die mag van Rome sou verlos. In die 4de word die koninkryk nou uitgestel. Toe hulle die koning gekruisig het, kon die koninkryks aanbod nie meer daar wees dat hulle dit kan ontvang, dat hulle kruisig hom dan. Hulle raak ontslaaf hom. En so word die koninkryk uitgestel. Is onderbreek, nie gekanselleer nie, vir 'n tyd wat net aan God bekend is. God het 'n tyd aan hierdie koninkryks vertraging gesit. En hierdie verbreking het 'n bepaalde tyd wat sal verbygaan. Net soos wat hierdie dag van vandag verbygegaan het. Selfs na die opstanding het die apostels steeds die aardse koninkryk verwag. Want hulle vra vir hom in Handelinge 1:6, Here, gaan nie in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? Hulle verwagting was steeds dat Jesus in Jerusalem gaan koning word. Nadat hy gesterf het, toe hy opstaan, dis nou die tyd. Ons verstaan, jy moes net gesterf het, maar jy is nou lewende, so jy kan nou die koning word. Maar in plaas daarvan, om dit op te rig, het Jesus hulle daar gelos en hy is op hemel toe. En die belofte tussen hulle onvervuld gelaat. Kort daarna het Israel sy nasionale val begin. In Romeine 11, vers 11 en 12 lees ons, deur hulle val, die Jode, het die saligheid tot die heidene gekom. Toe hulle Jesus verwerp as Jood, het God hom na die heidene gedraai en met Paulus op die pad van Damaskus 'n ontmoeting gehad. Die profetiese program is op halt geplaas en iets nuuts is begin. Die oomblik toe die Jode Jesus as Messias verwerp. Toe stop hy dit en daar begin iets nuuts. Nommer 5 praat van die openbaring van die verborgenheid. God het aan een man, aan die apostel Paulus, die geheime doel geopenbaar wat nog nooit tevore bekend gemaak was nie. Iets wat God van eeue af in die hart van Paulus lewend gemaak het en hy het verstaan het. En hy die opdrag ontvang het om dit met passie te gaan uitleef. Die apostel Paulus het hierdie geheime doel geopenbaar. Hulle was nog nooit tevore bekend nie. Romeine 16 vers 25 volgens die openbaring van die verborgenheid wat van die begin af vir die wêreld verborge gehou is. Iets wat verborge is. Iets wat ons dalk beelde van gesien het. Maar die regte het ons nie gesien nie. Efesiërs hoofstuk 3 vers 1 tot 6 bring vir ons so 'n prentjie van die liggaam van Christus. En hy bied dit nou aan as dis God se fokus. 'n hemelse volk en nie 'n aardse nasie nie. So dis die rede hoekom die koninkryk wat moes kom nie gekom het nie. Want die Jode het die Messias verwerp. En toe hulle die Messias verwerp, toe trek God die sluier oor Israel. En hy openbaar homself aan die heidene deur die apostel Paulus. En in Efesiërs 3 bring hy hierdie verligting.
Die liggaam van Christus is nou God se fokus, 'n hemelse volk en nie 'n aardse nasie. Kolossense 1 vers 26 en 27 sê, hierdie verborgenheid was van eeue en geslagte af verborgen, is iets wat niemand geweet het nie. Maar die seël, die brief met die seël, het God vir die geadresseerde gegee, vir Paulus, en hy kon hom oopmaak. Want daai seël het gewaarborg, dat hierdie brief by die regte persoon sal uitkom. In plaas van 'n koninkryks evangelie, het God aan Paulus die evangelie van genade van God toevertrou. Handelinge 20 vers 24. So in plaas van die evangelie van die koninkryk, sê God vir Paulus, ek bied vir jou 'n evangelie aan, wat ek dit die genade van God noem, sodat mense hierdie ontmoeting met my kan hê. Sê maar ek bekommer my glad nie, en ek ag my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring, en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van genade van God. Dit word Paulus se brandmerk. Dit word Paulus se kos en sy water. Dit het Paulus gedring om al daai aanslae te vat, want dit was die bron van sy roeping. Die evangelie van genade. In plaas van 'n aardse troon, het ons 'n hemelse posisie in Christus. As jy Efesiërs 2 vers 6 lees, dat ons is saam met hom opgewek, saam in die hemel, in die regterhand van die Vader. Ook toe ons dood was deur die misdade, het hy ons lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Vir die heiden was hierdie koninkryk, wat hom nou aangebied word, 'n hemelse koninkryk. Die huidige bedeling is nie die vervulling van die profesie nie. Dis 'n tussenpose in God se plan. 'n Tyd waar alle mense, Jood en nie-Jood, gered kan word deur genade en deur geloof. Dit vervul nie dit wat God beloof in sy profesie. En ons moet baie mooi onderskei die beloftes vir Israel, die beloftes van die kerk, en jy kan dit nie meng nie. Jy kan nie in die plek van daai ou se skoene aantrek nie, want die profesie is nie vir die kerk gegee nie. Die 6 is die koninkryk sal nog kom, maar dit sal later wees. Die koninkryk is nie gekanselleer nie. Dis uitgestel tot nadat die liggaam van Christus volledig en afgehandeld is. God se fokuspunt is nou die liggaam van Christus om hulle te volledig en hulle af te handel. En as dit verby is, keer God terug na Israel. Romeine 11 vers 25 en 26 sê, die verblindheid het ten dele oor Israel gekom, totdat die volheid van die heidene ingekom het. 'n Sekere dispensasie wat God in werk vir die heidene. En dan sal daar 'n tyd kom waar God weer met die Jode werk. Want die Jode het Jesus verwerp en daardeur het hulle blind geword. En die blindheid van Israel het die volheid van die heidene ingelyf.
Handelinge 3 vers 19 en 20 praat Petrus van 'n toekomstige herstel van alle dinge. En dis 'n baie interessante teksvers wat ek wil hê jy moet baie mooi lees. Openbaring 11 vers 15 praat hy van die koninkryke van hierdie wêreld het die koninkryke van onsse God geword. Die van die bose, die van Satan, die van almal wat hulle eie koninkrykies gebou het. Selfs die gelowiges wat hulle eie koninkrykies buite Christus bou. Kom daar 'n tyd dat die koninkryke van hierdie wêreld onder die mag van die koninkryk van die Here kom en hy alles van daar af beheer. Wanneer Christus saam met sy heiliges na hierdie aarde terugkeer, wat ons lees Openbaring 19 vers 11 tot 16, sal hy Dawid se koninkryk herstel en vir 1000 jaar op die aarde in Jerusalem regeer, Openbaring 20 vers 4. Maar voor dit is daar die tyd van die nasies, die volheid van die nasies, wat moet verbygaan en dit gaan verby met die wegrap. En dan keer God terug om met die Jode te werk. Ek wil vir jou 'n skema voorstelling voorhou om dit vinnig te verduidelik. Ons gebruik die 70 7-talle van Daniël 9. En hy sê dat 70 7-talle is oor jou en jou volk uitgespreek. 7 7-talle is 49 jaar gaan Jerusalem opgebou word. Van die terugkeer van Nehemia in Nehemia 2. 445 voor Christus. Dan is daar 'n tweede getal en is die 62 7-talle. Dis 434 jaar waar daar oorstromings en 'n klomp stryery en wanorde gaan wees totdat Jesus in Jerusalem in die donkie inry. En dit gee vir ons die 49 jaar plus die 434 jaar, dit gee ons 483 jaar. Nou van die 483 jaar sluit af in Daniël 9 vers 24 en 26 toe Jesus aan die kruis sterf. In daai twee tydperke vind sy vervulling. Jesus sterf en die Jode verwerp Jesus as Messias. Dan is daar 'n gaping. En hierdie gaping hou twee baie belangrike gebeurtenisse vas. Die stigting van die Nuwe Testamentiese kerk na Paulus se ontmoeting op die Damaskuspad, waar die evangelie van die verborgenheid verkondig word. En hierdie volheid van die nasies sal ophou of tot 'n einde kom by die wegraping. En dan sal die laaste van die 70 7-talle, is daar 69 7-talle nou verby, totdat Jesus verwerp is. Dan sal die laaste 7-tal, die 70ste week, sal dan 7 jaar wees. 1 jaarweek van 7 jaar. Waar God dan sou terugkeer om met Israel te werk om hulle tot bekering te bring, sodat as hy terugkom met sy tweede koms, hy op die troon van Dawid kan sit en vir hulle koning word en die koninkryk van die hemele wat hy beloof het aan hulle sal gee. Gedurende Openbaring 20 vers 4 dan die vrederyk. So die gaping tussen Jesus se sterwe en sy koms, hierdie gaping is die tyd van die nasies, wegraping stop dit, dan die 7 jaar van verdrukking met die openbaring van die Antichrist. En dit kom teen einde wanneer Jesus gaan kom met sy heiliges. Die Antichrist vernietig, die valse profeet in die hel te werp, die duiwel te bind vir 1000 jaar, op die troon van Dawid te gaan sit, as koning oor die Jode, 'n aardse koninkryk vir 1000 jaar. Dus
die koninkryk. En dan is daar een, daar waar die troontjie sit. Dis die koninkryk wat dan kom. Want die koninkryk is hier tot voor die kruis uitgestel. Want die Jode verwerp Jesus. En Paulus word geroep as die evangelie draer van die heidene. En hy bring die Jood en die Jood mekaar. In hierdie onsigbare kerk of liggaam van Christus waarvan Jesus die hoof is. Ons maak ten slotte 'n gevolgtrekking. Moet die Israeliese koninkryk met die van die kerk verwar nie. Die koninkryk wat Jesus aan Israel verkondig het nog nie gekom nie. Dit sal kom, maar sal kom gedurende God se profetiese tyd. En daarvan kan jy lees in Openbaring. Intussen het die kerk, die liggaam van Christus, 'n ander hoop en 'n ander roeping om deel te word van die liggaam van Christus en hom op hierdie aarde te verheerlik deur die evangelie met mense te deel. Daarom sê Paulus in 1 Korintiërs 15 vers 3 en 4, ons verkondig die evangelie van die genade. Christus het vir ons gesterf, hy is begrawe en hy het opgestaan. En alles dit volgens die skrifte. Efesiërs 2 vers 6 sê, ons het gesterwe saam met hom, ons het opgestaan en ons sit saam met hom in die hemele. Sien jy, die evangelie van Paulus se verwagting is 'n koninkryk in die hemel, 'n geestelike koninkryk. Vir die Jode is die koninkryk van die hemel 'n fisiese aardse koninkryk. God werk met twee verskillende nasies op verskillende maniere. Ons verwag nie 'n koninkryk op die aarde nie, maar ons verwag 'n wegname of 'n wegraping. 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17. En as daardie wegraping plaasvind, is dit die einde van die tye van die nasies. En dan sal God terugkeer om vir die laaste 7 jaar, Daniël 9 vers 27, Israel tot nasionale bekering te bring, sodat hulle met die koms van Jesus, by die slag van Armageddon, wanneer die antichrist en die valse profeet vernietig word, die duiwel in die bodemlose put gegooi word, hy, Jesus, op die troon van Dawid in Jerusalem, vir die Jode kan sit wat in die verdrukking gekom het, wat opstaan uit die graftyd, die Ou Testamentiese heiliges, om die belofte wat Jesus vir die Jode het, dat hy op die troon van Dawid sal koning word, dat dit vervul sal word. Moet dus nie probeer om die koninkryk na die aarde te bring nie. God bou nou nie vandag daai koninkryk nie, maar hy vorm sy liggaam. Hy is die hoof en hy vorm die liggaam. Die profesie het gepraat van 'n koning op die aarde. Die verborgenheid praat van die liggaam in die hemel. 2 programme, 2 doeleindes. Dis een God wat alle dinge volgens sy ewige plan bewerk het, vir Jood en vir heiden. Is belangrik dat ons die woord van die waarheid regsny om dit te verstaan. 2 Timoteus 2 vers 15. Moenie profesie met verborgenheid meng nie. Moenie Israel met die kerk verwar of sê dat die kerk die geestelike Israel is. Daar is geen manier dat die kerk die geestelike Israel is nie. Want die beloftes wat aan Israel gemaak is gemaak vir 'n aardse koninkryk en nie vir 'n hemelse koninkryk nie. So moenie Israel se beloftes wil neem as heiden, want dit is nie jou beloftes nie. Die koninkryk sal kom, nog net nie nou nie.
En dis belangrik om hierdie te verstaan. Dat daar 'n koninkryk beloof wat sal kom, daar's 'n koninkryk verwerp, en God het daardie koninkryk uitgestel om die evangelie met die heidene te deel, onder die bediening van die apostel Paulus. En daardie bediening van die heidene kom tot 'n einde by die wegraping. En dis hoekom die kinders van die Here nie by die wegraping sal wees, op die aarde met die verdrukking sal wees nie. Want die doel van die verdrukking is nie die kerk nie. Die doel van die verdrukking is om Israel tot nasionale bekering te lei, dat hulle Jesus as Messias aanvaar, dat hy koning kan word, en die belofte wat hy vir hulle gemaak het, op die troon van Dawid, in Jerusalem, tyd van vrede. Daarom sal die kerk deur die verdrukking gaan. Want die verdrukking se doel is niks uit te waai met die kerk. Die tye van die nasies kom op 'n einde, en hulle kry hulle erfenis, 'n geestelike erfenis, 'n geestelike koninkryk in die hemel. En hulle is die liggaam van Christus. Hy is die bruid, die bruidegom. En as jy nou mooi kyk, soos ons verder gaan, sal jy agterkom, dat dit Israel is wat die bruid is, en nie die kerk wat die bruid is nie. Maar ons sal bietjie later daaroor gesels. Lekker aand, hoop hierdie is ook vir jou tot seën.